Stel jou vir een oomblik voor, genesing wat nie begin met praat nie, maar eintlik met stilte. Vandag kyk ons na iets genaamd MLNP, 'n proses wat beloof om ons te help herstel sonder dat ons hele lewensverhaal hoef uit te pak. Dis nogal 'n radikale idee nie. So kom ons spring sommer dadelik weg en kyk daarna van naderby. Ons begin met 'n vraag wat dalk 'n bietjie ongemaklik voel, veral as jy nog nooit in terapie was nie. Ons word mos geleer dat as ons net ons probleme kan verstaan, jy die toekoms kan uitpleis, dan sal ons beter voel. Maar wat as daardie insig, daardie aha-oomblik eenvoudig nie genoeg is nie? En dis juist hierdie vraag wat die deur oopmaak vir iets heeltemal anders. 'n Proses wat nie fokus op die storie wat ons met ons monde vertel nie, maar eerder op die stil, onuitgesproke taal van ons eie liggaam. 'n Metode wat luister na wat die lyf heeltyd probeer sê. Ok, om so 'n nuwe benadering regtig te snap, moet ons eers 'n tree teruggee en kyk na dit wat die meeste van ons ken. Kom ons ondersoek gou die bekende wêreld van praatterapie en vra hierdie moeilike vraag. Is dit altyd die volle antwoord? En hier, presies hier, is waar die paaie skei. Praatterapie fokus byna altyd op die storie. Wat het gebeur, hoe het jy daar gevoel, wat is die narratief? MLNP aan die ander kant verskuif daardie fokus heeltemal. Weg van die storie en direk na die liggaam en sy fisiese sensasies. Dit is 'n fundamentele verskil. En hierdie stelling is regtig die kern van die hele saak. Die rede waarom daar 'n alternatief soos MLNP bestaan, is hierdie besef dat jy alles kan verstaan, maar niks voel anders nie. Dink bietjie daaroor. Jy kan 'n probleem intellektueel heeltemal uitpleis, maar steeds vasgevang voel in presies dieselfde emosies en fisiese reaksies. Goed. So nou dat ons verstaan hoekom die ou nie altyd werk nie, is dit tyd om die nuwe een te verken. Kom ons kyk wat presies hierdie MLNP nou eintlik is. So wat beteken die akroniem? MLNP staan vir Multilevel Neuro Processing. Moet nou nie dat hierdie naam jou afskrik nie, alhoewel dit op meer as 'n dosyn komplekse neurowetenskaplike teorieë gebou is die praktiese toepassing daarvan verrassend eenvoudig en maklik. Ons is so gewoond daaraan om ons probleme uit te praat, om daaroor te redeneer, so die idee dat genesing kan gebeur deur jy stil te bly en net na jou liggaam te luister, voel heeltemal teenintuïtief vir baie van ons. Kom ons kyk hoe dit moontlik is. So waar lê die antwoord dan? Wel, nie in ons gedagtes nie, maar in ons biologie. Ons moet verstaan hoe die liggaam sy eie storie van trauma en stres vertel, en nog belangriker, hoe dit daardie storie vashou. Kom ons volg gou die biologiese pad. Eers is daar 'n bedreiging en jou liggaam oorstroom met energie. Die natuurlike reaksie is om te veg of te vlug, maar, en hier is die sleutel, wat gebeur as jy nie kan veg of vlug nie? Jou stelsel gaan in 'n vriestoestand. En al daardie massiewe oorlewingsenergie, dit het nêrens hier om te gaan nie, word letterlik in jou senuweestelsel vasgevang. So die kern van die saak is dit. Trauma gaan nie net oor die slegte herinnering aan jou kop nie. Dit gaan oor 'n onvoltooide biologiese siklus. Daardie oorlewingsenergie wat nooit vrygelaat is nie, bly in jou senuweestelsel aan, wat dit ongelooflik moeilik maak om weer te voel en rustig by die lewe in te skakel. As die probleem 'n fisiese storing van energie is, dan moet die oplossing ook fisies wees. Dit maak mos sin nie. En dis presies waar die sonder woorde gedeelte inkom. Kom ons kyk gou na die meganisme. So hoe werk dit? Wel, MLNP gebruik 'n proses van gefokusde bewustheid. Pleks van die storie oor en oor te vertel, word jy gelei om die spontane sensasies in jou liggaam te volg. 'n Bewing hier, 'n warmte daar, knop op die maag. Deur bloot hierdie sensasies waar te neem sonder oordeel, gee jy daardie gestoorde energie die kans om uiteindelik klaar te prosesseer en te ontlaai. En so herstel jou senuweestelsel sy natuurlike balans. Ok, teorie is een ding, maar hoe voel dit nou eintlik in die praktyk? Hoe verskil die MLNP sessie in die regte lewe van 'n gewone terapie sessie? Kom ons kyk bietjie hierna. Die fokus verskuif van die storie na die liggaamlike sensasies. Jou rol verander van een van verteller
na 'n stil naspeurder van jou eie innerlike wêreld. Maar die mees dramatiese verskil is dalk die tydsduur. In plaas van potensieel dosyne en dosyne sessies, praat ons hier van een hele proses wat tipies binne net 3 tot 7 sessies voltooi kan word. En dis nogal 'n groot verskil. Goed, kom ons raak selfs meer prakties. As jy nou sou besluit om hierdie pad te stap, wat presies kan jy van die sessies verwag? Die eerste ding, soos ons gesien het, is die tydsraamwerk, en dis nogal merkwaardig. Die doel is nie langtermynterapie nie. Vir die meeste mense word die kernwerk voltooi in net 3 tot 7 sessies. Dit is 'n baie gekonsentreerde proses, wat op vinnige, maar diepgaande resultate fokus. Maar hier is die ander kant van die munt, alhoewel daar minder sessies is elke sessie dieper en langer, so jy kan verwag om so tussen 90 minute en 2 uur per sessie te spandeer. So hoekom so lank? Wel, omdat die liggaam se tempo heeltemal anders is as die verstand se. Hierdie ekstra tyd is nodig om die senuweestelsel toe te laat om die gestoorde energie op sy eie pas, sonder om gehaas te word, te prosesseer. Wat logistiek betref, is eintlik ontwerp om die druk van jou af te haal. Die belangrikste punt is, jy hoef nie met 'n perfekte storie voorbereid te wees nie. Jy hoef nie jou siel met woorde oop te vlek nie. Dis 'n stil proses en ook buigsaam. En sessies kan persoonlik of online via Zoom plaasvind, solank jou internetverbinding net sterk en stabiel is. Op die ou end bring dit ons terug na die begin. MLNP gaan daaroor om die geraas van die pratende verstand van 'n oomblik een kant toe te skuif, om plek te maak vir iets diepers, die onuitgesproke, stil maar ongelooflik kragtige stem van die liggaam. So die vraag wat oorbly, is nie net wat is jou storie nie, maar eerder, wat probeer jou liggaam vir jou sê? En is jy bereid om te luister?